Toe ons nou hier staan, wil hulle net herinner. The devil is a liar. Hy gaan probeer inmeng, maar hy gaan dit nie reg kry nie. Hy kan by die klank inmeng, hy kan by die projektors inmeng, hy kan by die speakers inmeng, maar weet jy waarin kan hy nie inmeng nie? Hy kan nie tussen my en die Here inmeng nie. Want tussen my en die Here is dit 'n opregte hart wat daar staan. Wil julle met julle Bybel saam met my oopmaak by Lukas 1. Ons gaan van vers 5 tot vers 7 lees, en dan van vers 11 tot 20. Kom ek begin hier om vir julle te lees. There was in the days of Herod the king of Judea a certain priest named Zacharias, of the division of Abijah. His wife was the daughter of Aaron, and her name was Elizabeth. And they were both righteous before God, walking in all commandments and ordinances of the Lord blameless. But they had no child, because Elizabeth was barren, and they were both well advanced in their years. There's no politely to say hulle was oud. En dan kan ons gaan na vers 11 toe. So, voor ons verder lees, Zacharias kom, is 'n priester, en hy en sy vrou lewe albei, en dis 'n baie belangrike gedeelte om te onthou, hulle lewe albei geregtig voor die Here. Hulle lewe, hulle volg, hy's 'n priester, so hy ken die wette en die statute van die wet van God, en hy volg dit, en hy lewe daarvolgens. Maar hulle het hierdie een hindernis in hulle lewe, hierdie een struikelblok. So hulle wil baie graag 'n kind hê, maar hulle kan nie, want Elisabeth kan nie 'n kind baar nie. Dit sê in die Afrikaanse Nuwe Lewende Vertaling, sê dit pleinreg dat sy is onvrugbaar. En in die konteks hiervan vind ek dit snaaks, dat die engel kom toe en verskyn, maar die verskyn nie aan Elisabeth nie, verskyn aan Zachariah. En in vers 11, then an angel of the Lord appeared to him, standing on the right side of the altar of incense. And when Zacharias saw him, he was troubled, and fear fell upon him. But the angel said to him, do not be afraid, Zacharias, for your prayer is heard. And your wife Elizabeth will bear a son, and you shall call his name John. And you will have joy and gladness, and many will rejoice at his birth. For he will be great in the sight of the Lord. What a blessing. And shall drink neither wine nor strong drink. He will also, hoor net hierdie amazing, verbeel jouself, dit is jou kind, verbeel jouself, jy vind uit dat jy en jou vrou gaan swanger word, en jy gaan 'n kind maak, en verbeel jouself 'n engel van die Here, verskyn voor jou, en sê vir jou die volgende woorde, he will also be filled with the Holy Spirit, even from his mother's womb. Gevul met die Heilige Gees nog voorins hy gebore is. And he will turn many children of Israel to the Lord their God. He will also go before him, verse 17, in the spirit and the power of Elijah, to turn hearts of the fathers to their children, and the disobedient to the wisdom of just, and make them ready and prepared for the Lord. And Zacharias said to the angel, verse 18, how shall I know this? For I am an old man, and my wife is well advanced in their years. And the angel answered and said to him, I am Gabriel, who stands in the presence of God, and who was sent to speak to you and bring to you glad tidings. Verse 20. But behold, you will be mute and not able to speak until the day that these things take place, because you did not believe my words. Kom ons lees net so ver. Vader, u woord is 'n lamp vir ons voete en 'n lig op ons pad. Vader, u woord eet ons en versadig ons. En ek bid nou dat u deur u Heilige Gees hierdie woord sal lewend maak, en dat dit 'n inspraak in ons lewens sal maak in die naam van Jesus. Amen.
hierdie seun wat Zacharias baar, Johannes die Doper, speel 'n verskriklike belangrike rol in die evangelie van Jesus Christus en in die koninkryk. Want dit sê, ek kan verder gelees in Lukas 7 vers 27, sê dit, en dis Jesus wat hier praat, "This is the one about whom it is written, I will send my messenger ahead of you who will prepare your way before you." So hy het gekom en die pad reggemaak vir Jesus. So sy lewe is verskriklik belangrik in die koninkryk van die Here. Nou, ons almal, en ons gaan hierdie skrif lees vanaand, ons almal ken die skrif dat op die tong lê die krag van die lewe en die dood. Spreuke 18. Okay? So, hierdie engel verskyn voor Zacharias, en as ek rondspring, ek kom by 'n punt uit, ek beloof het. Dit irriteer my vrou grensloos, maar ek kom by 'n punt uit eventually. Hierdie engel verskyn voor hom en maak Zacharias se mond toe. Omdat hy 'n vraag vra in vers 18. Maar as jy verder gaan aflees in Lukas, lees ons van 'n baie soortgelyke situasie in Lukas 1 vers 30 van 'n vrou voor wie 'n engel ook verskyn. En vir haar word daar ook gesê dat jy sal 'n seun baar. En sy naam sal wees Jesus. En die engel sê van, kom ons gaan lees nog vers 30, en dit sê, "Then the angel said to her, Do not be afraid, Mary, for you have found favor in the eyes of God. And behold, you will conceive in your womb and bring forth a son, and shall call his name Jesus. He will be great, and he will be called the Son of the Highest. And the Lord God will give him the throne of his father David. And he will reign over the house of Jacob forever, and his kingdom will have no end." Vers 34. Then Mary said to the angel, "How can this be?" Nou, kom ons kyk gou-gou, wat doen Maria, wat Zacharias ook doen? Albei van hulle word gekonfronteer met 'n engel. Albei van hulle is eers bang. Die engel stel albei van hulle gerus, moenie vrees nie, ek bring vir jou goeie nuus. Okay? En albei van hulle, na hulle die goeie nuus gehoor het, vra 'n vraag. Maar hoekom is net Zacharias se mond toegemaak en nie Maria se nie? Hier's hoekom. Want Zacharias se vraag kom uit 'n oorsprong van ongeloof uit. Daar's niks fout daarmee om 'n vraag te vra nie. Inteendeel, in jou verhouding met die Here en in jou gebedslewe, vra. Doen dit. Dus jy vra vir die Here, jy lees, nie baie keer het ek die Bybel gelees, nee. Mense, ek kan net sowel die Bybel in Hebreëus gelees het. En verstaan ek nie 'n enkele woord wat daar staan nie, maar dan bid ek, en dan kom die Heilige Gees, dis hoekom die Heilige Gees vir ons gestuur is. Dan kom die Heilige Gees en dit openbaar dit in 'n manier soos wat jy nooit sal geweet het nie. So vra. Maar onthou, jou vraag het 'n oorsprong. Daar's iets anderste van jy wil net inligting weet. Weet jy hoe steek baie mense dit hedendaags weg? Nee, ek skinder nie, ek vra net. Moenie nou lag nie, moenie nou lag nie. Albei van hulle antwoord die engel met 'n vraag. Maar Zacharias vra, "How shall I know this?" Maria wil weet, Maria vra, "How shall it be?" Met ander woorde, Maria sê, ek glo dat dit gaan gebeur, ek wil net weet hoe. Zacharias kom, en hy sê, hoe sal ek dit weet? Nou, regtig? Daar staan 'n engel, gestuur van God homself, reg voor jou. Dis hoe jy dit sal weet. Wat meer het jy nodig? En ek wil nou vir jou 'n vraag vra. En ek het dit vir myself gevra. Hoeveel keer het jou mond nie tussen
jou en God se wil vir jou lewe gekom het? Hoeveel keer het jou tong nie ingemeng met God se plan vir jou lewe nie? Dis, my ma het my altyd uitgehaal. My ma het altyd vir my gesê, my mond is vinniger as my brein. Dis ek hoekom ek vandag nog in sales werk. En dis eintlik merkwaardig, hoeveel keer jy kan gaan sit en gaan terugdink oor jou eie lewe en dan dink jy het iets gesê in 'n oomblik van woede of in 'n oomblik van frustrasie of van moegheid en dan gaan dink jy na die tyd en dink jy, Jesus, jou peanut, jy moes dit gesê het. Ek praat nie van dit nie. Ek praat van hoeveel keer het jy in 'n nood gesit en in 'n situasie wat jy onthou dit sê hierso, hierdie was nie net 'n engel wat randomly voor Zachariah verskyn het. Dit sê in Lukas 1 vers 6, dit sê dit was hy en sy Elisabeth se gebedsversoek. Hulle het gebid hiervoor. Hoe die engel hom geantwoord? Your prayer has been answered. Maar Zachariah het genoeg geloof gehad om te bid. En nie net het hy genoeg geloof gehad om te bid nie. Hy's 'n priester. Met ander woorde, hy het in diens gestaan vir God. Okay? Hulle het in daai tyd net die Ou Testament gehad, né? Is reg? Okay? Kom ek herinner julle van 'n storie in die Ou Testament. Dis in die heel eerste boek van 'n baie soortgelyke situasie met 'n vrou wat 80 jaar oud was. Toe gee sy geboorte aan 'n mens. What can you imagine? 80 jaar oud. Toe gee sy geboorte aan 'n seun met die naam Isak. Hy's 'n priester. Hy's veronderstel om dit te weet. So ergens het hierdie gebed uit 'n punt van geloof uitgekom, maar net soveel van ons al, toe die antwoord kom, toe glo jy dit nie. Die Heilige Gees het die volgende vir my gesê. En as jy kan, skryf dit neer. Die geloof wat jy het in jou gebedskamer, is dieselfde geloof wat jy nodig het in jou stoorkamer. Dit help niks. Jy vra en soebat en smeek en mense, julle verstaan dat ons dien 'n absolute bonatuur, allerheilige, buiten ver bo jou denke God. Wat goeders en maniere doen, soos wat jy nog nooit eens imagine het kan gebeur nie. So hoekom dink ons dan baie keer dat wanneer dit kom by ons wonderwerk, wanneer dit kom by ons deurbraak, dat dit op 'n logiese manier by my voordeur gaan opdaag? Ons het genoeg geloof om vir die Here te vra en te sê, Here, ek het U nodig. Here, ek kort 'n wonderwerk. Here, ek kort 'n deurbraak en dan kom die deurbraak en dit is net kan nie weet. En wat ons dan nie glo en wat ons eintlik dan doen om te sê dit kan nie wees nie. Wat ons dan doen om dit kom, daai woorde dra krag, mense. Daai woorde dra krag. Weet jy, daar's 'n wonderlike ding van ek is baie mal oor MMA en ek's baie mal oor boks kyk. Ek kyk boks my hele lewe lank. Ek het MMA onlangs begin kyk. Daar's 'n wonderlike ding. Ek endorse glad nie violence nie. Maar jy slaan vyf jou oë blou 2 weke later en voel jy beter. Woorde kan jy nie terugtrek nie, ouens. As dit uit is dit gesê. En baie keer sit ons by die teenoorgestelde. Baie kinders van die Here, en hierso is een van hulle. Kyk, vir jare lank was ek een van hulle, en in baie mate is vandag nog steeds. Jy het genoeg geloof. Jy het geloof om berge te versit. Maar jou leefstyl was jy altyd daarby. As hy taxi voor jou inry, as jy jou klein toontjie kaalvoet in die koffietafel staan, daai tipe goed. Okay? Verstaan jy? As jou invoices laat betaal word, en julle weet hierdie. Okay? Zachariah was omkeerd. Zachariah was omkeerd. Hy het die lewe gelei. He lived the life, but he didn't have the faith. James 2, verse 26.
For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. Zacharias was net omgekeerd. Hy het die werk gehad. Hy was 'n priester. Dit sê, hy het gelewe volgens die gelykenisse en die statute van God se wet. Maar toe dit kom by geloof, so niks. Ek dink ek het dit al vir julle gesê, as ek dit weer sê, soos pastoors die idee kom verniet. Ek glo baie daaraan, dat die woord van die Here en wiskunde hand aan hand gaan. Kom ek sê gou vir julle een. Hoe stel dit so? Kijk, die oomlik toe ek wiskunde sê, mense hier om julle gesigte nou gesien het. 2 plus 2 is 4. En 4 gee nie regtig om of jy daarmee saamstem nie. Dis die antwoord van 2 plus 2. Dit was gister 4, dit sal vandag 4 wees. Dit sal môre tot in alle ewigheid 4 wees. En ons niks wat jy daaraan kan doen nie. Nou, met konteks tot hierdie woord. Enige iets maal 0 is 0. Enige iets. Jy kan die mees geregtigste elke Sondag kerk toe gaan, jou 10de betaal en die bewyse betaling vir pastoor e-mail. Jy kan jy kan die mees geregtigste lewe lei. As daar nie geloof is nie, is dit 320.000 maal 0. Dis dood. Maar die engel kom. En as jy nou gaan kyk, as jy weer terug gaan kyk, engel verskyn voor Maria, engel verskyn voor Zachariah. Albei het soortgelyke tipe van situasies. Maar as jy die eerste keer lees, dan as jy dink, Jesus, dis al onregverdig. Ek meen, die engel het net Zachariah se mond toegemaak, maar nie Maria se nie. Dis al onregverdig. Hoe kom dit? Dis nie fair nie. Ek weet hy het 'n bietjie ongeloof gehad, maar ek meen, kom aan, dit is almal nie ergens 'n punt van ongeloof gehad al in ons lewe. So hoekom maak hy sy mond toe? Weet jy hoekom? Want hierdie kind wat in die lewe gekom, Johannes, speel so 'n belangrike rol. Hy is so 'n belangrike man om die weg voor te berei vir die mees belangrikste man wat ooit sy voete op hierdie planeet gesit het, Jesus Christus. En die engel het 'n opdrag, nie enige engel nie, engel Gabriel het 'n direkte opdrag van God homself gekry om hierdie boodskap te gaan gee. En hy maak sy mond toe, hoekom? Want die engel weet dat daar lê krag op jou tong. Hoeveel keer het jy nie al blessings wat oor jou lewe gekom het, dood gepraat nie? Hierdie engel het gekom en sy mond toegemaak. Ek sê, jy gaan niks sê nie. Nie tot hierdie kind in die lewe kom. Weet jy wat baie mense sê, weet jy wat, daar's kere, en ek is 100% nederig en eerlik as ek dit sê, daar's kere in my lewe, wat ek wens, 'n engel het eerder gekom het en my mond vir my toegemaak het. Oor hoeveel blessings het ek nie al gegaan, en nee, dit kan nie wees nie. Nee, ek is te min. Nee, nie met mense soos ek nie. Nee, dis te onmoontlik. Nee, dis te groot. Nee, dis te ver. Spreuke 18 vers 20 en 21. Van die vrug van iemand se mond word sy maag versadig. Hy word versadig van die opbrengs van sy lippe. Vers 21. Dood en lewe is in die mag van die tong, en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Ons monde kan baie keer vir ons blessings bring, en ons monde kan vir ons teëspoed bring. Ons monde kan baie keer vir ons in situasies inbring, goed of sleg, en uit dit uitbring, goed of sleg. Dit hang af wat is aan stuur van jou mond. En wat aan stuur is van jou mond, is jou hart. Sê Jesus dan nie, in Lukas 6 vers 45. A good man brings good things
out of the good stored up in his heart. And an evil man brings out evil things out of the evil stored up in his heart. For the mouth speaks what the heart is full of. En Spreuke 18 vers 21 en Lukas 6 vers 45 is twee skrifte wat so hand aan hand gaan. Want kyk jy, as op die tong die mag van die lewe en die dood lê, en dit sê, en Jesus sê, dat uit die hart, uit die oorsprong van die hart, sal die mond spreek. En jy kyk in jou lewe rondom jou, en jy sien dinge wat dood gepraat is. Ek vanaand vir jou sê, dan is dit jou mond wat jy moet onder beheer kry. Maar hoe kry jy jou mond onder beheer? Jy kry jou hart in orde. Dit is hoe jy jou mond onder beheer kry. Jy kan nie toelaat dat jou eksterne situasies en jou eksterne omstandighede jou mond en jou hart en jou tong beheer nie. Kan ek vir julle herinner aan seker een van die mees kragtigste, ek het dit in hierdie week weer gehoor, en mense dat ek weet nie of ek ooit hierdie level van geloof sal hê. Job. As jy nou praat van 'n man wat sy situasies as 'n verskoning kon gebruik het, was dit hy. Hy het alles gehad en hy het alles verloor. Hy het sy erfporsie verloor, hy het sy rykdom verloor, hy het sy kinders verloor, hy het sy gesondheid verloor. Hy sit op 'n ashoop met sere van kop tot toon. Al wat hy oorgelos is, ek het iemand in die week gehoor, ek moes lag. Sê, die Here het alles van hom maar weggelos, alles van hom maar weggeneem, maar al wat hy van hom oorgelos het was 'n nagging vrou. Ek weet nie wat dit ook verder nie. En dit sê in Job 2 vers 9, sy vrou kom na hom toe. En sy vra vir hom, kyk wat met jou gebeur het. Kyk wat het jy verloor. Why don't you just curse God and die? Daar is 'n baie grafiese manier om te sê, hoekom gee jy nie net op nie? Kyk hoe lyk dit rondom jou. Maar hoor, wat sê Job in Job 2 vers 10? But he said to her, you speak as one of the foolish woman speaks. Shall we indeed accept good from God, and shall we not accept adversity? In all this, Job did not sin with his lips. Hy het nie toegelaat dat sy omstandighede aan stuur was van sy hart nie, en hy het definitief nie toegelaat dat sy omstandighede aan stuur was van sy tong nie. Dis nie maklik om altyd positief te wees nie. Want 'n mens kan nie altyd positief wees nie. I mean, nobody is really that happy all the time. Okay? Soos vir myself te wees, ons probeer. Maar die oudste Afrikaanse gesegde, wat my ma vir my geleer het, ek weet nie of dit uit die Bybel uitkom nie, maar ek dink julle ouers het dit ook vir julle geleer, is as jy niks goeds te sê het, bly stil. So weet jy, hoe begin fix jy jou hart? Maak jou mond toe. Ek wil nie vir jy sê, bly stil, want dit is dalk 'n bietjie onskof, maar die Here wil werk in jou hart. Hy wil die oorsprong fix, sodat, ek meen, mense, as die fontein se water vuil is, dan gaan fix ek nie die valve nie. Ek gaan kyk, waar is die boorgat? Waar kom hierdie water vandaan? Dis jou hart wat gefiks moet word. Maar vir God om jou hart te fix. In alle opsigte. In jou huwelik, in jou finansies, in jou geestelike lewe,
in jou lewe as ouer. Dis tyd dat ons weer begin stil raak, kerk. Dis tyd dat ons voor die Here weer begin sak. En net in sy teenwoordigheid, net sit. Net stil wees en net weet. Weet julle dat een van die ons is almal baie mooi, almal van julle wat ek ken. En ek ken die meeste van julle. Julle is almal verskriklike, mooi, vriendelike, goed gemanierde mense. En ek weet omdat julle goeie maniere het, geleer is, weet julle dat een van die mees onbeskofste goed wat jy kan doen, is wanneer iemand praat in my. Seker dat? Wanneer iemand spreek, te onderbreek. En wanneer iemand werk, nog beter, te interrupt. So hoekom interrupt ons God as hy in ons hart werk? Deur om vir hom te sê wat ons wil hê om hy moet doen. Deur om vir hom te sê hoe ons dink wat ons harte gaan fix en wat ons lewe gaan regkry en wat ons volgende. Hoe weet jy wat jy volgende nodig het? Hy is die God van môre. Hy weet wat môre kom. Dit kom dalk hard uit. Maar dit is nie. God wil jou hart weer in orde kry. En daar's 'n skrif wat baie na in my hart lê. En dis Matteus 15 vers 11. Ek sal eendag vir julle hierdie getuienis gee, maar hierdie skrif het in 'n donker tyd in my lewe gekom. Jesus kom in die tempel en die fariseërs vat die disippels aan, vat eintlik vir Jesus toe aan, oor dat hulle van die brood eet. En Jesus sê in Matteus 15 vers 11, that it is not what enters the mouth of a man that defiles him, but what comes out of it. Soos daar vullis rondom jou lê, ek wil nie vir jou sê, jy spreek dit uit nie. Jy het dalk iets gesê, wat daar's vullis in jou hart. Maar weet jy wat, ek wil ook nie vir jou skuldig laat voel nie, want dit is nie jou skuld altyd nie. Want jou hart word ook gevoed. Kom ek vra dit so, en vra dit vir jouself. Waarna kyk jy? Waarna luister jy? En die oomblik toe ek daaraan dink, toe gee die Heilige Gees vir my hierdie prentjie van 'n petrolkap. Nou, jou oë en jou ore is die petrolkap vir jou hart. Wat voer jy hierin? So ou Afrikaanse gesegde, my ore is die asblikke nie. Moenie jou ore asblikke maak, mense. Wees versigtig vir wie jy luister. Wees baie patent deur in wie se geselskap jy sit. Want as jy in 'n geselskap van 'n klomp mouners is, guess what? Of jy nou wil of nie, dit smeer af. Ons wil dit nie altyd herken nie, maar ek is die laaste een om te sê dit gebeur met my nie. Wat kyk jy? Ek kan nie onthou wanneer laas ek enige nuusnetwerk se website oopgemaak het en nie gelees het moor, steel, oorlog. Seriously. Is daar nêrens meer goeie nuus nie? En dan wil ons wonder hoekom ons bitter is. En hoekom ons suur is. En hoekom al wat hier uitkom, ja, maar jy sien, inflasie het nou soveel gestyg, en kyk hoeveel styg my verhoging, en hoe gaan ek ooit hoor jy wat jy sê? Besef jy dat jou woorde krag dra, en dat jy spreek hierdie goed, jy roep hierdie goed, wat nie bestaan nie, asof hulle bestaan. So is vir julle 'n tip. Jou mond onder beheer kry jou hart onder beheer. As jy jou hart onder beheer wil kry. As hy. Dis al wie nodig het. Jy het niks meer as dit nodig. Jou hart onder beheer wil kry, is onderdanigheid en geloof in die woord van God. Ons 'n studie
wat gedoen is, ek is nie seker deur wat se universiteit dit was nie. Maar daar's 'n studie wat gedoen is, wat hulle vir 'n groep, 'n controlled group of students, they gave them each a Bible, and they asked them to read the Word of God for 2 hours a day, every day. Okay? After 3 weeks, they could see a significant change in every single one's personality, in their demeanor. Hulle was rustiger, hulle het nie meer dieselfde gepraat nie, hulle het nie meer dieselfde opgetree nie, hulle het ongemaklik begin voel in situasies waar hulle eers gemaklik gevoel het, want dit is presies wat die woord van God maak, is hy vat jou uit jou gemaksone uit, en hy trek jou na 'n plek van heiligheid toe, nie omdat jy hier kan staan en sê, I'm mightier than holier than thou nie, maar sodat jy kan sien hoe dit lyk, sodat ons 'n klein glimps kan kry van dit wat ons eendag in die ewigheid gaan sien, sodat dit ons kan motiveer om die res wat nie saam te kom nie, om te sê, jy verstaan nie wat jy mis nie, kom saam. Matteus 11 vers 28 is die tip. Is een van die tips hoe om jou hart weer in orde te kry. En Jesus sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. En ek sal vir jou rus gee. Dis al wat jy nodig het. Ek het met my vorige boodskap, toe het ek gesê, dat daar's niks wat kan keer dit wat God vir jou wil gee. Duiwel kan dit keer nie, niks kan dit keer. As die Here iets vir jou lewe en vir jou bestem het, daar's niks wat dit kan keer nie. Maar net soos 'n Sagaria, daar's een ding wat dit kan keer. En dit is jou onvermoë om dit te vang en dit te aanvaar. Dieselfde geloof wat jy in jou gebedskamer het, mense, is dieselfde geloof wat ons in ons storekamers moet hê. En dis tyd dat ons uit ons gebed, dis tyd dat ons begin stil raak voor die Here, sodat hy ons kan uit ons gebedskamers uitneem, en in ons stoorkamers kan begin inneem, sodat ons kan begin ontvang, dit wat hy vir ons gee. Weet jy, baie keer raak die Here stil. Pastoor, hoeveel keer? En nie al tyd gespandeer in die teenwoordigheid van God nie, en jy hoor niks. En jy kom met dieselfde situasie, en jy hoor niks. Jy kom met dieselfde bekommernis, en jy hoor niks. Weet jy hoekom? God's done talking. Is tyd dat jy uit jou gebedskamer uitstap. Is tyd dat jy in jou stoorkamer uitstap. Ek sien jou geloof raak, ek sien dat jy genoeg geloof gehad het, om vir my te vertrou, en om na my toe te kom met jou bemoeidheid en met jou belastheid, maar kan jy my vertrou, om te ontvang dit wat ek vir jou wil gee. Sodat julle kan maar opkom, my boodskap is baie kort. Het is moeilik om stil te raak, mense. Het is baie moeilik om stil te raak. Het is moeilik om stil te raak in 'n wêreld wat jou forceer om teë te staan, om terug te praat, om op te staan. Baie van ons kan nie die stem van God hoor nie. Nie omdat hy nie met jou praat nie, maar omdat die duiwel so besig is om geraas in jou lewe te maak dat jy hom nie kan hoor nie. En ek is jammer hieroor. Maar baie keer maak jy self daai geraas. En as ons wil werklik weet waar om God te kry, he said, go and stand on the mountain before God, and behold, the Lord passes by, and a great strong wind tore into the mountains, and broke the rocks into pieces. But he was not in the wind. And after the wind, an earthquake.
But the Lord was not in the earthquake. And after the earthquake, a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire, a still, small voice. God is in die stilte. As jy moeg is oor jou tong, wat konstant dood oor jou situasie spreek, wat konstant gif oor die saad gooi wat God in jou lewe geplant het, en staan op jou voete. As jy moeg is om elke keer te sien hoe niks rondom jou groei, is tyd om jou hart weer in orde te kry. Staan saam.